Yes, yes. Yes. 1, 2. Dwayne, kan jy jou ding soos myne nie? Hoe jy jou nou gesê? Amen. Nou, dit is so nie. So. Sê. Okay. Ja, sê. Wat is dit nou? As is reg. Wat het nou hier gesê dis al 25 voor en jy het nog nooit begin nie. En na dit dan vat ons gou ons hierdie groot dag. Sa games Vanmôre. nee wat afgelope games wat by is. En dan dat is soms so jy by die seker daar so. Ja, goed. Jy maar sê ja nee. Okay. Ja, hartlike goeie nankykers. Jammer dat ons so 'n bietjie ja, hartlike goeie nankykers. Weer eens hier van die Rugby Kamos af wil ons vir elk baie dankie sê dat u ingeskakel is vanaand by die Rugby Kamos. Ons as Rugby Kamos waardeer die tyd wat julle opoffer om op 'n Vrydag aand in te skakel en te luister na ons hier by die Rugby Kamos. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels en so 'n bietjie rugby, lekker rugby gesels. Moet ek sê uit 'n koue nat mondjie doen. Goeienaand kykers en baie welkom hier by ons. Met 'n nat mondjie uit, maar ons laat vanaand sake sommer hier binne in die ateljee 'n bietjie warm maak en lekker rugby gesels. Ja, kykers, laat my ook toe dan om vir ons borge baie dankie te sê want sonder hulle sal ons nie hierdie program na julle toe kan bring op 'n Vrydag aand nie. Kanako Sportwear, Monsbar, Estron en Badstraat, Linda's Guesthouse, Roxy Bar, Jolies Inn, Joa Agri, Full House Montetjie, Avalon Springs, in ons groote Mr. Werner Joubert, soos Otto altyd sal sê, die ou groote daar van Werner's Meat Market. En dan, dames en here, ons niet gevonde borg wat tot ons gekom het, is die komitee. Dit is 'n groep manne wat besluit het dat hulle is 'n groep, hulle het 'n komitee gestig waar hulle die Heidelberg Rugby Voetbalklub help en hulle het ook besluit hulle wil baie graag deel wees van die Rugby Kamos en daarom was dit vir ons 'n voorreg en 'n eer om vir hulle welkom te sê as een van die Rugby Kamos se borgers. Dwayne, hierdie manne het besluit dat hulle na die aan wat hulle by ons was
Hierdie manne besluit dat hulle wil deel wees van die Rugby Camels en wat 'n voorreg was dit vir my om saam met Heidelberg se bestuur, te voorsitter en die komiteelede te sit en gesels. Dit is manne wat hulle rugby ken, is manne wat hulle almal so 'n groep vriende wat saam gespeel het en gesplinter en weer bymekaar gekom het en wow, die man is wow Dwayne. Dat die een ou Wayne het gevra, waar's die dik mannetjie? Sê wat ook saam met jou op die program is. Sê ek wel, daai man het rugby sake aan. So maar met die volgende keer sal hy man definitief wees. Hy het spesifiek gevra, sê waar's daai dik mannetjie? Want altyd saam met jou op die show is ek like so hom. Ek hou van die manier hoe hy praat en hoe hy dinge doen op die show. So Dwayne is man wat opkyk na jou en dit wat jy doen. Ja, voel ek geëerd sit en baie dankie vir hulle wat ingekoop het. Ons waardeer dit regtig. Ja, kykers, ons gat nou so 'n bietjie 2 weke terug, maar dit was opwindende rugby wat ons gehad het met 'n Easter naweek. Ek en Dwayne het besluit ons gaan net so aantats omdat daar van ons klubs in die Boland ook aan die toernooi deelgeneem het. Selfs 'n klub van ons dorp het ook aan die een toernooi deelgeneem. Gemengde welslaag gehad, maar dit was goeie blootstelling vir ons dorpklub Monterey Klub. Wat daar was dat deelgeneem het in Fellow Master Tournament. Dwayne, daardie toernooi is gewen deur Roses as ek dit mis het. Jy sou ietsie te sê oor daardie game net in kort. Nee, sê wat my verstom het is die tempo wat in Roses gespeel het, al die games. Ek het nou gister hulle in Steenwit gekyk en dit was dit mense kan so baie leer by hulle en dit bring die vraag by jou op, wat doen hy mense reg wat jy hieronder miskien by hulle kan gaan leer. So die tempo waarin hulle gespeel het, al hulle wedstryde was my net regtig waar die boonste gestoeltes uit. En die way hulle vir Universals uitgehaal het, was vir my regtig waar 'n riem onder die hart gewees om te sien. Ja, dan het ons jou klub self Dwayne waar jy afrigter is het ook aan daardie toernooi deelgeneem. Nie 'n goeie begin gehad teen die einste Roses nie. Die Saterdag 'n mooi wedstryd gehad. Die Maandag nou onderspits gedelf, maar nietemin kyk as dan is ons daar in die kant van Saldanha. Daar was ook 'n toernooi gewees wat gewen was deur die Naka Bulle. Ek het nou so off the record hier genoem dat die Naka Bulle dink ek speel met al die ou bulle. Manne wat uitval uit die bulle span het, want hy man 'n skoonskip gemaak, Dwayne. Ja, nee, sê om in 'n finaal 50-tal op te sit. Selfs soos Roses het gedoen, dit wil gedoen wees. Maar Naka Bulle is mos ook die nasionale kampioene, klubkampioene. As ek dit reg kan onthou. Ja, dat is ja. Klubkampioene. Yes. So dit is nie ongewoon van hulle om die finale te wen nie. So die rugby daar bo lyk wees baie gesond daar by die bulle. As jy mos nou sê hulle is ook die voedingsbron vir die bulle. So ja, hulle rugby is baie gesond. Dan die toernooi wat op almal se lippe was, 'n toernooi die Imran Patel Community Cup daaronder in George. Ons streekspan het ook daar gespeel en hy het die toernooi gewen. Robertson Town. Klubharde wedstryd gewees toe. Yes. Presies dieselfde soos laas jaar in 'n nat weer, nat omstandighede, maar hierdie jaar was hulle koelkop en hulle die spyker in die kus geslaan en vir Safkol in die finaal daar gewen toe. Safkol het geleenthede gehad om die wedstryd te beklink, veral in hy ekstra tyd. Maar hulle het mos nou nie daai punte gekry op 'n paal toe geskop of misgeskop. Dit was net vir my 'n ding is gewees om te sien hoe hy twee spanne se fitness is. Want om 80 minute te speel en dan nog weer 15 minute aan te gaan om die wedstryd te beklink regtig waar en jy kon sien regtig al twee wil wen. Ek het dit ook in die week door my werk gemaak om nog weer na daai wedstryde te gaan kyk. En wat Safkol baie goed gedoen het is hulle het baie wanneer veral by die raks het hulle heeltyd op die bal opgehardloop en dit het vir Robertson op die agtervoet gesit. Maar jy kon sien even daai Robertson het koelkop gebly en net
gestiek by wat hulle in glo vir hulle werk. Hulle het nie afgedwaal van dit af nie. Ja, en Robertson is ook hierdie jaar mos onder 'n nuwe afrigter. Mm. En jy kan sien hierdie afrigter is hy sout werk want hy het gegaan en hierdie toernooi gaan wen. Robertson het sy geleenthede gehad, geleenthede gebruik. En toe ek sien hulle sit vir koning Dawie op, toe weet ek enige strafskop wat nou gaan kom, gaan hulle definitief vir koning Dawie daai skop gee om waar te neem en so verantwoord waar hy het daardie skop geklits en die toernooi van Robertson Town gewen. Baie geluk aan die drie spanne in die verskillende toernooie, die Nakabulle, Roses United en ons streekkampioene Robertson Town. Toe ek gaan so vlugtig net so by elke streek so twee games vat. 'n Botterivier wen vir Genadendal 51-0. Grote dag ja. 51-0. Botterivier. Dan het Safkol 68-5 vir Claremont geklop. So dit gaan dik in die Oeverberg. Maar het Claremont nie nou vir die vorige week ook 'n paastoernooi gewen nie? Dit is seker maar 'n toernooi wat onbekend is in ons gewees, ja. Maar ek weet hulle het ook op saam met Swellendam, ek weet Swellendam het ook 'n toernooi gewen onder Mosselbaai. Ja, en die verbasende een vir my is Caledon het verloor 10-57 teen Universals. Dis mos teen Marco Jones span. Yes. Dan Verliersdorp het vir Grabouw wat Z-Boys gewen. 17-13. Is dit die hussel van Afwesel span nie? Grabouw, ja. En dan het ons Seahawks met ook die onderspits gedelf in die Athletics 22-39. Daar in die Weskus het Saldanha vir Hopefield 31-29 geklop. Dit was harddoing. Dan Vredenburg 41-19 vir Langebaan. So gesê, ons gaat nie nou nog lang oor hulle nie. Dan kom ons terug hier na die Wit Sentraal toe. Roses United klop vir Ceres 40-35. Evergreens daar verloor teen die Lises 13-35. Dan ons op ons eie streek doen. Dit is mos ons geliefde streek. Robertson Town klop vir Toupak 31-28 in 'n wedstryd wat ek gevolg het op Facebook. Wat vir my amper gesê dat Robertson Town hierdie een nie gaan maak nie. Ek het ook vir myself gesê dat dit kan wees dat Robertson Town dit nie gaan maak nie, want nou jy kom vir die eerste tournament af waar jy baie rugby gespeel het. En jy het ekstra tyd ook gespeel, so jy kan bietjie moeg wees. En dit was die maandag en die Saterdag speel jy weer in jou eie kompetisie in die Boland. Wat dink jy doen? Dit was nou my siening gewees dat hulle so bietjie moeg was. Wat dink jy? Soos jy sê, Towners moet baie fiks wees van hulle amper 105 minute rugby gespeel, ja. Wat dink jy van daarin doen? Goeie advertensie vir rugby gewees. Saterdag se game. As jy veral kyk hoe Toupak opgedaag het, as jy ook mos nou sê dat kan wees dat Town moeg gewees het en dat hulle miskien ander spelers die geleentheid gegee het. Spelers laat rus wat in die eerste tournament gespeel het. En ek dink die coach het seker nou maar ook 'n goeie geleentheid gehad om te sien wie se ouens wat nou hand op gesteek het en wie se ouens wat nie hand op gesteek het nie. So hy weet presies nou wat hy vir die toekoms te wagte kan wees. Wat die spelers kan is op, wat die spelers en nommers kan uitdra. Dwayne, ek wou agter jy wil iets gesê het, maar jy het dit nou dit verby het geglip. Jy wil eintlik gesê dat Town het hulle spelers gerus vanmôre vir julle wedstryd. Dit is wat die storie wat so loop, maar ek glo nie dat Town so iets sal gedoen het nie. Dit is meer 'n geval van ouens was regtig rugby moeg. Mense raak rugby moeg. Nee, en die mense wat jy moet mos aan kyk ook baie rugby wat jy speel, dat jy wil aan jou spelers maandag laat speel en dan Saterdag weer die ouens laat speel en dan kry jy 'n paar ouens ernstig seer en dan sê jy met 'n probleem nie. Is iets wat my verbaas het toe ek hierdie uitslag sien, Young Hamiltons
wat vir Aston United 30-27 geklop het. En ek het vir myself gesê dat Aston United daardie een gaan wen. Op Woensdag. Ja, en toe nie. Wat dink jy het die Young Hamiltons reg gedoen in daardie wedstryd wat hulle teen Hou nie kon vermag het hier in Montier nie. Ek dink Hamilton is moeilik op hulle tuisveld. En wat ek hier gesien het is dat hulle het baie groot voorspelers, né? En hulle gebruik hulle voorspelers reg, alles die. Maar ek dink die tuisvoordeel het daar vir hulle die dinge gegee, deurslag gegee. Is ek weet nie hoe Aston of hulle nou nie goeie travelaars is, want ek dink is die tweede game wat hulle uitverloor, né? Uitverloor, ja. So dit kan wees dat hulle, maar ek dink dit gaan maar oor tuisvoordeel, man. Ek dink die tuisvoordeel is 'n groot faktor daar. Dan het Bluebirds die onderspits gedelf teen McGregor 18-10. As ek het mis het nie, dan is dit Bluebirds se vierde verloor. Een gewen. Hulle het die magtige Hou gewen. Hulle afrigter van Bluebirds het gesê dat een op sy status het hy gesit. Hy is die enigste direkteur in die Breë Langeberg wat 2 dorpspanne gewen het in 1 jaar. 21 Februarie wen hy vir Montetjie Villiers en 21 Maart klop hy vir Hou. So die 21 is eintlik sy lucky date. Dis 'n datum wat hy moet onthou as hy weer die 21ste speel, gaan hy wen. Maar Bluebirds lê eintlik dink ek as ek tweede laaste. Rangers Robertson is laaste. Maar daar's tog baie rugby. Jy weet wat Naas Botha altyd gesê het dat die Karibeker word nie in Maart April gewen nie. So daar's nog baie rugby om te speel. Young Good Hope verras almal in klop op Swellendam 2019. Wow. Nie te wagte nie, Swellendam speel goeie rugby die jaar. Swellendam speel goeie rugby. Maar Young Good Hope tuisvoordeel. Tuisvoordeel, ja. In Aston. So ek sê weer tuisvoordeel gaan nog speel die jaar, lyk vir my 'n groot faktor. Gaan 'n groot faktor wees want ek weet nie wat die ouens wat travel wat hulle die jaar saam met hulle vat. Maar lyk my as jy wen moeilik as jy So ek moet of vir jou sê Monterey Clip het ook nog tuis gewen. Moenie niks sê nie asseblief. Hy ek meen nou when ons praat ons nou oor dit oor tuisveld voordeel. Ja. En vir my sê dit dat Hou kan ook net op sy tuisveld klop wen en nie as hy uitspeel nie. Nee, ek glo ons gaan môre die bordjies van. Definitief sê jy? Is van. Ja, so Robertson Town coach Dwayne sê dat hulle môre die bordjies gaan verhang in Robertson op Graveyard Park. Gaan hulle die bordjies kom verhang. Nie dit verhang nie, ook versit dat jy moet soek na daardie bordjies wat Hou daar kom opsit dit. Alberts klop vir Robertson Rangers 27-23. 27-23. Alberts is ook nie in die kompetisie. En ja, Rangers sukkel. Geweldig met spelers wat getrek het en ja, miskien moet jy ouens wat met vermaak reg ook is. So, maar ek glo daarin dat Rangers sal 'n step up iewers maak. Daar gaan Rangers vir ons wys. Ek gaan die voeltjies wen, die Bluebirds wen. Toe ek het jou game, julle wedstryd ek nou vir laaste gehou, want ek wil stil staan by julle wedstryd. Julle wen vir Woester Villiers 29-15. 'n wedstryd wat ook Wipplank geloop het. Ek ook maar gevolg het so op Facebook. Wipplank 7-0, 7-7 en so te gaan en na te gaan toe sien ek maar dit. Daar kom my trein nou. Daar kom my blou trein en julle hardop weg moet Woester Villiers. Kan jy vir die kykers wat nou nie die game gekyk het nie, selfs vir my ook, net so 'n wrap-up gee, wat het dan toe gebeur dat julle daardie weghardop oorwinning daar gekry het oor Woester Villiers? Ek gaan nou nie coach se planne hier op die
tafel sit nie, maar ek dink dit was meer 'n paar posisionele skuwe wat hy gemaak het in die wedstryd. Staps wat hy gemaak het en hy ons het regtig waar impak kom maak want toe daai skuwe gemaak word toe net soos iets wat oopgaan. Maar soos jy sê die wedstryd was meeste van die tyd dan was dit een vir jou, een vir my, een vir jou, een totdat hy skuwe gekom het en toe is dit net een rigting verkeer. Ja, die een skuif wat gemaak is mos Kabali op loskakel. En toe swaai hulle met die scepter en toe sit mos Kabali McJohn en dis waar dit mos die oorhand toe mos kry in die wedstryd. Ons kan mos eerlik wees dat die kykers buite weet dat dit is een van die slaankrag wat Monty Klub gebruik het om Woester Williams se slapriem gevang. Nou dat hy dit verwag nie. Om 'n begeesterde Woester Williams span te klop. 'n Span wat ook vir die afgelope tyd top 12 speel. Selfs vir die daar in die Gold Cup gespeel. Om hulle te klop. Maar soos jy sê, tuisveld voordeel. Ja, tuisveld voordeel, dit mos nou jou supporters agter jou, alles die so. Ja, vir alles jy mos nou begin moeg raak en so aan en dan daai extra motivation wat jy nodig het as jy mos nou tuisveld voordeel het. En ons almal weet nou mos maar Woester Williams is 'n span wat jy op jou baie trek sien. Nee, glad nie. Kom Glad bos en stompe. Ja, as hulle kom hulle met alles wat hulle het. So hulle het alles ingegooi, maar soos jy mos nou sê is daai twee spelers wat die verskil kom maak het. Ja, en hulle het 'n redelike verskil kom maak in daardie wedstryd. Wat verbaasend was dat hulle die wedstryd kom beklink het vir julle. Maar nietemin kykers, ons gaan so 'n bietjie aanbeweeg na die ander streek toe hier by ons in die breë Langeberg gedeelte. Ons het ook baie opwindende wedstryde gehad in die streekydag. Die een was die derby tussen Young Warriors en Young Turbos. Dis twee bierplase. Dwayne Hayward self, twee aardsvyande, behalwe die aardsvyande, as hulle ook familie wat gesplinter is van Baden en Casey. En 'n wedstryd wat ook kliphard was, nat omstandighede. En die wedstryd is daar beklink en gewen deur Young Warriors 18-13. Dwayne, wat dink jy was die deurslag daar vir Young Warriors om daardie wedstryd Ek dink Young Warriors in Casey te wen? Ek dink Young Warriors, hulle mos baie aan 'n dop as hulle oefen. Ek dink hulle fiksheid wat het regtig waar was die verskil daar gewees en dan hulle groot voorspelers. Is soos vir Young Turbos is daar so 'n paar hakplekkies en goed wat hulle moet uitsort. Want hulle is regtig waar 'n goeie span. Jy kan nie vir hulle afskryf nie. Jy kan regtig waar nie vir hulle afskryf nie. So hulle moet hulle goedjies daar uitsort en dan kyk wat hulle in die tweede ronde kan regkry want hy was tuisveld voordeel. Ek sê altyd vir die ouens en jy sal weet as jy jou tuis derby wen, dan weet jy ten minste jy dan bragging rights, maar nou moet jy 2 keer so hard gaan werk om hy uit derby te gaan wen want hy man bragging rights het jou op jou tuisveld gewen. So veral soos jy nou sê dis familie en goed en dit sal reg geneek daarso. Jy dink nie dat die weer het ook miskien 'n rol gespeel dat Young Turbos miskien dit nie kon maak nie. Kyk, Young Turbos is mos maar 'n span wat hou van om die bal lig te gee. Yes. Né? En as jy kyk het verlede week na Young Warriors se voorbereiding. Jy kon gesien dat hulle plan was om vir Young Turbos vooraan te vat want toe ek omdraai en kyk, hoe sal ek sien nee maar hulle werk net met hy voorspelers. So die plan was om vir Turbos voor aan te vat en dan te kyk hoe ver hulle dit kan vat en dan miskien agter te slaan. En Turbos hou mos maar van die free running game en goed. En dit maak moet dalk wees dat hy natbal en goed 'n groot faktor. Vir hulle. En die ander ding is ook mos nou Christopher McDonald is mos nou op 'n rooi kaart en hy kan nie so 'n speler verloor op 'n derby nie. Maar gelukkig as hy mos môre weer terug. Ja. Sorry, hulle speel nog nie môre nie. Nee. Alles het 'n losloetjie môre. Volgende week is hy weer terug. So hy was nou 'n rooi kaart gehad tot en met die derby toe. En hulle het hom regtig waar gemis en ek weet dat hom gemis. Want 'n kaliber speler soos ons van Ken Bout. Is baie gevaarlike man. Ja, en veral in 'n derby. Jy het selfs al Bout vir Lydia by Monty Klub kom wegraap terug Koot toe.
Want jy weet wat 'n bout steek en waartoe hy in staat is en wat hy kan doen op enige dag, enige veld as hy met bal in die hand is. Dan ons bure hier in die dorp. 'n Ontmoeting met Rasperpark het hulle gehad. Dwayne, jy ken van Rasperpark beter as enige speler, beter as enige klub, beter as enige man hier rond. Ken jy van Rasperpark? Kan jy vir ons net nie die wedstryd nie, maar so klein rap afgee oor Rasperpark en waar kom die naam Rasperpark vandaan? Sit die naam Rasperpark het begin hier in die 2010. Daar rond, want toe het ons die veld is in 1991 is die veld omgeploeg en toe het hulle mos daai kweek geplant. Maar die kweek het nooit regtig waar ontpop en groei in gras en goed en daar was mos nog waterskaarste. En toe ek voorsitter raak, was dit een van my goed gewees wat ek aangeraak het, gesorg dat daar gereeld water word is op die veld en dat die veld nat gemaak word. En toe die kweek nou begin groei, maar daar's 'n sekere gedeelte van die veld waar lyk my daar iets gebeur, want daar kom, jy kan maar wat maak, daar kom net die gras op. En later van tyd, ek dink hier met 2018 se droogte, toe iemand op Facebook gesê, maar daai veld rasper jou. As jy val dan rasper jou. En toe sommer daarvan af toe die naam begin rasper. En ek kan vir jou sê letterlik met die tye van al van as jy Januarie, Februarie, Maart daar rond speel. Jy is onderskraapmerke en stikkende merke. Goed. Maar hier na middel Mei toe as die veld nou begin sag raak van die dou en goed. Hy het nou lekker val, die sag en alles die. Grasies was nou so wat opkom van die dou. Maar jy wil hier Januarie, Februarie, Maart, April wat dit nog 'n bietjie droog is daar speel. En Villages is baie gelukkig geweest dat hulle eintlik Saterdag op 'n natveld gespeel het. Want onthou ek het altyd vir die ouens by die huis gesê, die veld is jou 16de man. Jy gebruik die veld tot jou voordeel. Yes. As jy met 'n ou gaan sit daar, jy gaan plant op, kan nie weer kom nie. Want as hy grond gevat, sê ek het al aan die kant die draad gestaan, hulle ou getekkel toe hoor ek hoe snork hy man op die veld. So hard is hy veld, as hy regtig waar die dag nie. Ja, maar Dwayne, ek het jou laas jaar in die heel eerste Liga wedstryd 2025 in die eerste derby het ek jou op Rasper op 'n krikdroogveld. Toe ek nog die afrigter by Young Turbo's was vir jou 'n bloedneus kom staan daar. Maar ons gaan nie oor dit praat nie. Ja, nee, want besop ek kan die return ook vat nie. Ja, en Dwayne, en soos die manne sê dat Montetjie Villiers het toe uiteindelik gemeet met Rasperpark. Was hulle eerste keer op die veld. En jy kon sien die toeskouers van Montetjie Villiers hoe hulle gesit met komberse en met die vleesie kombers, die jackets, die tops. Soos hulle daar op die veld gesit het, en koud kry het. Hulle moet eintlik nou soos môre daar gespeel het, want ek dink die koers nou ijskoud. Nee, hy's ijskoud sê. Ek het jy vanmiddag af weggevlug want toe smaak ek nog nie meer vir daar rond wees. Yes. En hy's vanmiddag af was hy ijskoud. Hulle is eintlik baie gelukkig dat die wedstryd dat die koers weer, want hy sou mos die tweede ronde sou hy mos in die koers afgekom. Yes. So ek weet nie wanneer hulle hom verander het, maar hulle is eintlik gelukkig om nou daar te speel. Want as hulle hom later hier Julie, Augustus of June maand gespeel het en hy sneeu lê is op die berge. En dit daar wil hulle nie daar gewees het. As hy sonnetjie is, hy windjie is daar van die sneeu op sy kant af gekom dan. As dit nag met die eerste vak. Ja, jy is toe gaan. Ja, en 'n paar van hulle ouens is gerasper. Ja nee. Hulle is definitief gerasper want die een onderwyser hier by ons by die skool by sy hande. Hy sê hy was so bly en die veld nat was. En anders sy hande nou nog gebrand. Want soos hy dubbeltjies uitgehaal het sy hande uit. Die een ouetjie sê vir my, "Joh, hy het een keer geval." Maar hy het vir homself gesê, "Ek gaan nie weer val nie, want toe hy opstaan toe sy boure, hy het getackle en toe het hom geturn in die tackle en toe het ouens geval. En sy boure nog as lekker dubbeltjies te eet. En hy het net so gevee dat hulle net afkom. As dit 'n pandemie van dubbels op die veld van ja. Sê dis maar soos ek nou sê, dit is nog maar kyk
is van na die rugby seisoen, Mhm. dan kry die veld mos nie eintlik meer so gereeld water en dis eintlik iets wat met ander spreek raak Mhm. dat want daai dubbeltjies kom maar as gevolg van die feit dat die velde op daai tyd lank droog lê, verstaan jy? Ja, daar word nie water gegee goed nie. Dan los jy ons mos nie rugby seisoen nie, so die veld word gelos en dan in Januarie maand dan begin die ouens nou daai dubbeltjies, jy weet mos nou as jy hom los onkry dan hy kry mos nog geleentheid om Yes. op dinges te word. So daai is maar die probleem wat ons maar altyd mee gesit het. En nou maar ontslae geraak van hom en ek weet hulle het verlede week, ek was op die veld gewees toe hulle verlede week daar gewerk het. Want Boelans was ook mos daar gewees om verlede week na die veld te kom kyk en so aan en toe was ek daar gewees. So daai goedjies was so ek dink meer die dubbeltjies het gekom van die ouens wat nou uitgespit het. Was nie meer die plate wat daar gewees het nie. Uitspit en na die dubbeltjies maar agtergebly daarso. Maar soos ek sê is ek het altyd vir ouens gesê gebruik die veld jou voordeel, moenie. Maar nou nee, terwyl ons daarvan praat, dit wys net weer eens wat 'n goeie afrigter Erwin verhoog is. Nee. As jy gaan kyk na hoe daai ouens voorberei het vir die wedstryd om weg te bly van die raks af, want hulle het so min as moontlik probeer kontak maak. Ja, daar was hier en daar ouens wat gaan kontak maak het en as hulle getackle en dat hulle geval. Maar as jy gaan kyk na daai ouens se handspoed hoe die bal deur die hande gegaan het, die intensie was om nie kontak te maak nie, om neeweste die bal lig te gee, weg te bly van die grond af, want ek dink hy het ook die situasie gelees dat ook die manne gaan die veld gebruik, sou dit 'n droë dag wees, sou nie daar's niks reën en goed nie, gaan die manne baie hard val en hulle gaan Ja, ek het hulle voordeel gebruik soos jy sê. 'n wedstryd wat Villiers ook toe op die einde van die dag mag gewen het daar. 'n mooi gesig wat ek gesien het toe die wedstryd klaas. Die ouens in die pas afkom en iemand het van agter 'n foto geneem. Hy stoet karre wat daar uit die kooi gekom het. Want dit is jammerte vir die besering na van Jack. Maar verder was dit 'n goeie dag. Ja, En 'n goeie wedstryd gewees. Dit was 'n goeie dag want ek het dink dit was Sondag. Het ek met een van die spelers gepraat, toe sê hy vir my ek het nog nooit so baie mense gespeel nie. Hy sê Turbos en Warriors daar kom stil, daar was al die mense, maar het nog nooit so baie mense gespeel nie. So dit was 'n goeie dag en was 'n goeie advertensie vir rugby. Yes. 'n Mens kudos aan Villages se supporters wat uitgekom het koot toe, die koue getrotseer het en reg rondom Rasper Park gestaan het, hulle hom basically toegemaak. Het hom toegemaak, ja. Om die wedstryd te kom kyk. En dan nou dit is geskiedenis. Die eerste keer dat Villages in die koor gaan speel. So Villages het eintlik verlede week geskiedenis gemaak om koor toe te gaan en te gaan speel. En goeie rugby op te lewer vir die koor gemeenskap daar buite, ja. En nie net dit nie. As jy regtig gaan kyk, United Stars het 'n paar foute gemaak wat hulle die wedstryd gekos het. Want hulle was op 'n stadium, hulle selfs tot in die 60ste minuut was die telling 15-7. So iewers was daar iets gebeur wat veroorsaak het dat Villages dan nou die oorhand begin kry in die wedstryd, ja. En toe die wedstryd weggevat het van hulle af, ja. Villiers gaan môre besoek af lê in Barrydale by Eagles. Ek het iewers op 'n poster gesien van Eagles se ouens op Facebook, it is war. Hy manne verklaar oorlog. Ja, dit moet nog appeltjie te skil. Dis môre oorlog in Barrydale. Hulle moet 'n appeltjie te skil met Villages. Ja, nadat Villiers hulle mos hy groot dragslaag moes gegee het. Ja, maar genoeg van die sterretjie dag. Doen môre gaan jy besoek af lê, jy nou span die blou trein Sekonyala Konyako. Now is our time. Hulle gaan besoek af lê môre daar aan die kant van Robertson. Jou voorspelling vir môre se wedstryd gaan hard wees. Gaan hard wees en die ouers se geleenthede gaan gebruik, gaan as oorwinnaar van die veld afstap. Jy laat ook niks sê. Jy sê ook net die minimum. Ek sê net die minimum want ek het al baie keer geleer in lewe jy praat nie vooruit nie want wat daar binne tussen hy vier lyne gebeur. Dit is waar die oorlog mos ding is. Ek weet Town het hulle goed voorberei. Ek weet die week het Ankeltjie alles ingesit. Hy wil 'n punt môre bewys want dit is sy ou span. Yes. Hy het myself gesê dit is personal. Ja, dis personal. Dis eintlik as jy twee wedstryde kyk is agter mekaar vir hom personal. Yes. So, die naweek en volgende naweek weer. So volgende naweek is dit? As dit Jankudop hier in Montague. Okay dan.
Ek wil volgende nou eens ingaan dat nou wen, want dis met die tuisveld voordeel. Ja. Jy voorspel sommer dit gaan verloor. Nee, kyk as ek mag net 'n grap hoor. Ek hoor net wat coach Dwayne as ons praat sê dat die tuisveld voordeel van die ander span wat ons nog gepraat Safkol en wat ons nog genoem het, die tuisveld voordeel gehad en hulle wedstryde gewen. En selfs Monterey Club het ook dit tuiswedstryde nog net gewen, het nog nie uit nie. So môre gaan hulle eerste uitwedstryd wie hulle gaan wen daar aan die kant van Robertson op Graveyard Park. Ek weet dit gaan stamvol wees. Edmonton as ek nou kyk gaan seker so 6 na 8 Swans busse môre optrek na Graveyard Park toe aan Robertson. Toe wen dan om net so te touch gou aan julle klub. Otto se mos blou. En ek het agtergekom dat Otto praat nie meer so baie rugby op Facebook soos banter soos hulle dit noem nie. As Otto tot orde geroep dat hy nie so baie met banter meer op Facebook nie, want nou elke dag net gebenter en hy doen dit nie meer nie. Het die klub iewers met hom gepraat want hy's redelik stil. Want hy het mos altyd sommer klaar gesê dis 'n 50 en dis 'n 5 punte en dit. Nee, ek dink die ouens het orde geroep het. Ek weet hy nog die week het hy nog iets gesê gehad. Okay. Op Facebook. Ietsie kleins. Ja, ietsie gesê daar op Facebook. Maar ek dink as die ouens nou maar die ou kies ook seker maar nou sy battles. Wanneer hy moet iets sê. Maar ons ken mos maar nou vir Otto. Hy die iewers hy gaat hy weer iets baie sterk laat deurkom seker na vanaand of dat hy weer iets sê. Omdat ons môre weer nie, dan gaat het deeltyd. Yes, dat is het vast. Dat is het vast. Nee, ek dink jy is tot orde geroep is, maar net ons ook seker maar nou gevoel, kykie, waar gaat ek maar eers ook 'n bietjie die kat uit die boom uit kyk voor ek iets sê. Voor ek enige iets sê. Toe as julle met die kombinasie gaan hou wat ek nou dink en wat ek weet dat goed gaan wees vir julle. En julle gaan vir Ronaldo Koker speel daar wat hy die impak kom maak het laasweek. Gaan julle definitief baie beslis vir Boston uitrol hê. As jy spelskepper, hy spoed, het 'n aftrap in die lug wat skrik van niks en van niemand nie. So mense met alles gebruik tot 'n man se voordeel in enige wedstryd. En ek dink daardie een gaan definitief 'n wenner wees vir julle. Julle is ook oulik. Julle het nog nooit julle span bekend gemaak. Wat môre veld vat nie. Ek het nog al gekyk. Nee, yes, hy is. As jy al uit. Okay, ek het nog niks gesien nie. Hy is uit. So maar wat ek wil sê is as dit die kombinasie is, gaan dit baie beteken vir julle en dit gaan vir julle 'n goeie dag op kantoor wees. Terwyl as jy nou enigiets wat jy wil sê oor môre se sterkheid rugby of groot dag rugby in die Boland, gaan ek vir jou nou 'n geleentheid gee. Want dan gaan ons oorskakel na ons ander gedeelte toe van die aand is. Nee, ek wil net vir die ouens aan die koers sê, ons is tyd regtig waar om na die party toe te kom, né? Ons is gewoon daar lê nie. Op die lokkie. Julle weet ek het die week 'n paar goedjies op my status gehad wat julle kan gebruik dit as motivation. Dis vir my lekker om te sien waar julle lê nie. Maar ek glo altyd, ek sê altyd ons was al daar. Ons was al met ons rug teen die muur. En ons het daar vanaf weggekom. So kom boys, is tyd dat julle moet opstaan en wys waaroor die koers op die regte weg gaan. Ja, kykers, dan gaan ons so 'n wille draai maak daar in die suidwestelike distrik. Ons gaan vanaand af gaan ons so 'n bietjie SVD rugby ook gesels hier by die Rugby Kamus. Julle weet ons praat net bol en rugby, maar ongelukkig want vanaand af gaan ons 'n bietjie 'n wille draai slaan daar aan die kant van die SVD. So die manne wat ons wat deel is van die Rugby Kamus is van die SVD en dit gaan net reg wees van ons om oor die SVD rugby ook so 'n bietjie. Ons nou nog nie baie inligting oor die SVD gekry nie, rugby nie, maar die wat ons het, gaan ons oor gesels. Heidelberg, die komitee
wat ingekoop het by die Rugby Camels is deel van Heidelberg Rugby Voetbalklub. En hulle gaan môre besoek af lê by Evergreens van Pakkelsdorp en hulle gaan ook speel in Pakkelsdorp môre. 'n Wedstryd wat groot opwinding gaan wees. Ek het vir Heidelberg gevolg in die Imran Patel Community Cup toernooi en dis 'n span wat goed rekenskap gee van hulle talente wat hulle in hulle spelers het. Sorry, jong spelers, spelers wat lus is met die bal te haal, spelers wat lus is om te speel met die bal. Wat nie terug staan vir 'n ander ou nie. Groot, hulle eerste wedstryd wat die Safkol, die een ou het vir Benjamin Dwyer getackle daar in die kantlyn toe wil Dwyer sy hand gaan vat en dit so uit vir homself sê nee, gaan jy man. Wat jou hand vat en net daar weggeloop. So Heidelberg gaan môre op 'n travel na Pakkelsdorp toe. Dwayne, wat dink jy van net met so Heidelberg gevolg in iemand Patel toernooi? Wat dink jy van daardie wedstryd? Dink jy dat Heidelberg vir Evergreens van Pakkelsdorp miskien skrik op die lyf kan gaan jaag? Sê dit hulle speel na hulle sterkpunte toe. Definitief, maar soos ons nou die nuus gekry het, hulle pas vir die jaar in die finaal teen Evergreens gewees. Evergreens het hulle opdraande gegee. So hulle definitief môre 'n appeltjie te skil met Evergreens. Dis nou Heidelberg. So speel na hulle sterkpunte toe en hulle het hulle alles gee op die veld. Na behoort hulle die klub deur te. Ja, dan moet ons ook gaan kyk nee dat Heidelberg het spelers in hulle span wat uitblink, spelers wat hulle kan bring reg deur die toernooi gebring het in George. En as Harry spelers môre daai step up gaan maak, definitief gaan hulle vir Heidelberg oorwinning beklink in daardie wedstryd selfs tot binne hulle finaal. Ons het so 'n paar spelers wat Dwayne gaan oorgesels in môre se wedstryd aan die kant van Heidelberg. Ja. Kyk, as die spelers wat van Heidelberg wat moet dopgehou word, is die binnesenter, die 12 Jason Liebenberg, skrimskakel Marcel Maree, dan is dit die twee vleuels Kortli Boesak en Lieten September, lyk my die Lietens hou van op die vleuels te wees. En dan ook die nommer 6 flank Brenwell Iman en dan Janie is verblywend om te sien hier's 'n loskakel op. Dis mos gewoonlik die wedstrydwenners. Geld in Oktober. So dis die spelers van Heidelberg wat moet dopgehou word in môre se wedstryd teen Pakkelsdorp. Evergreens daar in Pakkelsdorp. Dis die ouens wat ja, beskou as die dis 'n span wat ek weet wat so hy agterlyn, hy agterspelers het laas week 2 weke terug in die toernooi het hulle randie waar hulle kan gebring. En soos jy sê die Leitens is ouens wat op die punte wil wees. Dit is die manne wat die spoed het. As ons vir Leighton Davids kyk hier van Robertson Town en ons kyk na wat hy gedoen het in die ander kant in Imran Patel toernooi, dis spoed. Ja, hy spoed. Dis breedte spoed. Talent is talent. En môre kry die blou trein te doen met daardie man. 2023 het daardie man 24, sorry kyk is 2024 het daardie man vir Houblou gesink tussen die plate in Bonnieville. Ek het daardie wedstryd gaan kyk. Daardie man het daar dan 3-3 gedruk, 3 of 3-3 gedruk. 3-3 gedruk. En hy het gewys watter tipe spoed hy binne hom het. Hy man het ongelooflike spoed in hom. Ja, ek het hom eendag in die koor gesien. Speel Blue Bazaar 2022. Hy het die bal geïntercept
Hy het met sy regkant doellyn toe gehardloop. Die ouens het by hom uitgekom nie. Nee. Vinnig is, so vinnig. So, die meen hy het agteruit gehardloop. Hy het so half nou gekyk of die ouens kom en dat hy so teruggedraf. Hy was letterlik doellyn toe gedraf. Dit was so vinnig is hy. So. En die ouens kon net by hom uitkom nie. En môre is die Bloutuin te doen met daardie spoed. Ek weet dat dit self spoed in die punte. Self met Kabali, Ronaldo Koker op heel agter, het hulle ook spoed agter. En dit gaan keer kos. So dit gaan keer vir 'n keer. Maar ek glo aan Ankeltjie sal sy huiswerk gedoen het hoe om hom in toom te hou. Dit was maar normaal ou wat jy nie moet spasie gee nie. Of one-on-one moet gee nie. Dan is jy geklop. Daar is jy geklop. Definitief is geklop. Ja, dan toe en sien ek dat Heidelberg spoor ook met hulle afrigterskoms wat hulle het. Karl en Webers, Dat en Roger Williams. En Roger Williams, ja, Assistant. die assistant, ja. Webers, dat ek my nou dink aan ons kolonel en Montieke. Hulle seker maar iewers familie van mekaar. Interessant doen. Laas week in Saterdag aand het ek saam met hierdie ouens gesit. En toe vra ek vir hulle net een vraag het vir hulle gevra of hulle vir Kevin Heeman ken. En glo my, daardie man het met soos een stem geantwoord. Ja. Daardie man is 'n gevaarlike man gewees op die dae in rugby speel. Die rede hoekom ek dit vir hulle gevra het is ek het 2017 het ek saam met Kevin gewerk of onder hom gewerk. En toe ek eendag van gevra het, ek het gespeel en hy's groot bo arms liggaam, so rugby speler. Jy sê hy het loskakel gespeel vir Bluebirds. Hy het ook vir Bluebirds gespeel. En hy sê die ou wat vir hom altyd opdraande gegee het as loskakel, as Hendrik Windvogel, soos ons ken, Doms. Doms het weer loskakel gespeel aan die ander kant van Bonneville United. Maar hierdie ouens praat met lof gepraat van hom, Wayne en die res van die ouens wat daar was. Kevin het 'n familie daar in Heidelberg. Dis hoe ek vir Kevin ken en ek het saam 2-3 keer Heidelberg toe gegaan nou. Maar hierdie ouens ken redelik rugby mense van Montieke ook. Willie Boysen, ontslaap Simon Flux, Kirsty Flux. Maar ek nog daar 'n naam genoem, maar ek kan nou nie op die naam kom nie, maar hulle ken redelik ouens van Montieke. Seker maar nou die jare toe die SVD Valeers in die SVD gespeel het. Wat hulle die manne ken, ja. Maar doen om af te sluit, wil ek vir die kykers sê dat ons het vanaand ook 'n interessante wedstryd hier in Montieke. Progress Sierbak speel teen Young Warriors. Progress is die local leaders. Young Warriors lê 5de. Vierde lê hulle op die lok. En dit gaan 'n goeie wedstryd wees vanaand vir Villiers. As hulle dit nou die geleentheid gebruik om 'n steekproewe te gaan doen, gaan kyk wat het Progress binne hulle en wat het Young Warriors binne hulle. Hulle moet mekaar meet. Wat dink jy oor vanaand se wedstryd, die onopking Edward van Progress en Young Warriors? Sê Progress is of hulle nou uitspeel en of hulle nou tuis speel. Hulle vir die afgelope 3 seisoene speel hulle goeie rugby. Dis elke keer net daai laaste trappie wat hulle moet gee, daar word hulle getackle. So ek glo aan hulle gaan die jaar wil uitgaan. So ek glo die voorbereiding in Sierbrak was goed en hulle gaan die in Montieke vanaand wil kom wys hoekom hulle daar bo lê. Young Warriors tweede seisoen in die streek uitdaag en hy lê al 4de. Wat vir my sê is daar gebeur ook iets. Yes. Vir die jaar het ek dink die tyd toe het hulle 6de of 7de gelê wat ook 'n goeie wat ook plek, goed was, wat ook goed was.
So om vierde te lê in jou tweede seisoen. Hulle gaan ook vanaand wil wys en met die tuis voordeel wat hulle het en die extra motivation van die crowd agter, gaan hulle alles wil gee om vir Progress hulle eerste pak te gee. Ja, en Progress gaan ook wil kom in te kom wys dat ons wil groot uitdaging. Ja. Ons wil vir julle wys dat ons julle gaan klop. Ons gaan vir Villiers wag. Ons gaan whatever wag wat na ons nou moet kom. En vir hulle wys dat ons hoort nie hier nie. Maar dit is nou eers vanaand moet hulle eers afreken met die magtige, begeestigde Young Warriors. Want Young Warriors spog ook met baie talentvolle spelers. Selfs voor en agter. So Progress, julle moet ook reg wees vanaand. King Edward vir die manne in die groen. Soos Mario Wilskert altyd sê, die 2 kapsabels. Fight till the end. 2 kapsabels. Ja, kyk, ons het vanaand gekom aan die einde gekom van 'n program wat ons nou baie lekker rugby oor gesels het, oor alles gesels het. Die spanne wat almal môre speel, sterkte met julle wedstryde. Toeskouers gaan uit ondersteun julle spanne. Die blou trein gaan verf Robertson potblou met Sekunjalo Konyako. Now is our time. Hou by die blou. Hier kom die blou trein, mama. Gaan uit en gaan maak Robertson blou. Ja, hulle is ook blou. Maar wys wat 'n blou oor years môre daar in Robertson. Coach Ankeltjie, Coach Dwayne vanaand sou met my. Dit is die hoofafrigter van die B-span, Coach Dwayne. Coach Ankeltjie is die hoofafrigter van die A-span. Coaches gaan uit en gaan slaan vir Robertson bloedneus môre daar op Graveyard Park. En kom huis toe. Kom Montetjie toe. Met die ding wat julle gesê het, now is our time. En gaan wys vir Robertson. Julle kom vir hom wen op Graveyard Park. So sterkte Coach. Dankie. Vir jou en jou span, die B-span selfs, Coach Ankeltjie. Of vir julle hele klub, ek sou sê, vir die hele klub sterkte. En ek weet julle toeskouers trek altyd gevaarlik op. Hulle is daar. Uit of tuis, hulle is daar. 2 weke terug in Wellington gewees met die Fellow Mars Tournament. Hulle was daar. So, julle toeskouers staan bank was agter julle. Al ren dit môre, sal hulle daar wees en die manne in die blou ondersteun. 'n laaste boodskap, Coach, daar vir die toeskouers en vele spelers daar. Manne, gaan dit uit môre. Gaan doen wat jy jou voorberei het en gaan speel die game om te geniet. En as jy van die veld af kom en hy 80 minute is verby, dan is daar nie 'n woordjie, ek sê altyd die woordjie as is verby. Dis oomblikke, maar gaan oomblikke wees in die wedstryd, gryp dit aan en leef jou net in wat môre gaan gebeur. En vir die blou toeskouers môre, kom ons gaan uit. Ons gaan wys hoe kom ons span support en hoe kom ons agter hulle staan. En aan die ander spanne in die streek wat ook rugby speel, die streek uitdag, gemeenskapskuld en die groot uitdag. Geniet die rugby, respekteer die ref se beslissing en mag die beste span aan die einde van die dag wen. Mooi aan vir almal. Ja, kykers, ons het aan die einde gekom van 'n program. Laat my toe om net vir Oulans vir ons borgers daai dankie te sê. Ek gaan ons sommer so noem, die Kunako Sportwear, Monsvar, Ashton Basserat, Linda's Place Guesthouse, Roxy Bar, Jolies in Joa Agri, Avalon Springs, Fullhouse Montetjie, Werner Meat Market en die komitee Alipad daar uit Heidelberg. Ja, kykers, totsiens. Uit 'n koue Montetjie uit. Geniet die aand verder, geniet die naweek van rugby en ons is volgende week weer terug op dieselfde plek, dieselfde tyd hier in die Blou Kraal. Totsiens. Totsiens almal.